Ek wil vir ons lees vanuit Genesis hoofstuk 12. Genesis hoofstuk 12 en ek gaan verder uitbrei. Ek gaan na die konteks kyk, want dit is ongelooflik belangrik. So ek dink die teks is daar, Genesis 12. Ek is op daai punt dat ek nou, onthou julle die ou mense het altyd gesê hulle soek 'n groot druk Bybel. Nou hierdie Bybel is nou baie mooi, hierdie nuwe een wat ek gekoop het, 2020. Maar ek het nie gedink nie. Want jy moet 'n lig hê op 'n kansel. Want as jy nie baie goeie lig het, dan is daai klein skrif is dan baie moeilik om te volg. Die Here het vir Abraham gesê, kyk 'n bietjie na die spelling, vir Abraham. Trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af na die land toe wat ek jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak, ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak, en jy moet tot 'n seën wees. Ek sal seën wie jou seën en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Abraham het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here, en Lot het saam met hom getrek. Abraham was 75 toe hy uit Haran weggetrek het. Hy het sy vrou Sarai en sy broerskind Lot en al die besittings wat hulle bymekaar gemaak het en al die slawe wat hulle in Haran aangeskaf het, saamgevat en hulle het weggetrek na Kanaan toe. Tot sover lees ons saam. Mag die Here sy woord seën by die verkondiging daarvan. Ek dink aan wat een van die bekende Suid-Afrikaanse teoloë wat baie geliefd is by baie van ons, wat hy geskryf het toe hy hieroor nagedink het. Hy het iemand aangehaal. Hy het 'n Nederlandse teoloog aangehaal vir wie ek die wêreld se respek het, maar wie se werk nie so baie maklik beskikbaar is nie. En volgens hom sê hy, die Nederlandse teoloog, maar die van Noordmans, het opmerking gemaak oor Abraham. Abraham laat dink hom aan Don Quixote de la Mancha. Onthou julle vir Don Quixote de la Mancha, Cervantes het dit geskryf. Onthou julle, as julle dink my uitspraak is verkeerd, ek het 3 dubbel seker gemaak dat dit die regte uitspraak is. So, onthou julle, Pancho die agterryer, en dan val hy al hierdie windmeulens aan, en hy is hierdie idealistiese mens, en is eintlik geskryf as 'n vorm van 'n stukkie humor, en 'n parodie op wat doen die ridders van ouds. Dit vra eintlik 'n vraag oor die hele kwessie van die ridderskap van ouds. En net terwille van die literatuur en so 'n stukkie agtergrond, want wie van julle is lief vir speurverhale? Wie weet wie Sherlock Holmes is? Nie young Sherlock nie, hoor asseblief. Ons praat nou van die regte Sherlock. Wie het Sherlock Holmes geskryf? Die boeke oor die... Is dit Arthur Conan Doyle? Is ek reg? Het julle geweet dat hy ook geskryf het oor die Anglo-Boereoorlog? Gaan kyk 'n bietjie daarna. Maar hoe dit ook al sê. Daar's ook 'n parodie daarop. Daar's 'n bietjie van 'n spottery daarop. Toe het iemand geskryf, ek kan nie die skrywer se naam nou onthou nie, en die boekies was genoem, die hoofkarakter is Agathon Sachs. Daai julle vir Agathon Sachs, die ouer mense onder ons behoort te onthou, want as kinders het ons dit gelees. So terug na Don Quixote de la Mancha. Terug na die ridders van oud, terug na Noordmans, wat sê as hy aan Abraham dink, dan dink hy aan hierdie ongelooflike idealistiese persoon, wat alles laat vaar, en daar gaan hy die vreemde in, en hy weet nie eers wat voorlê. Daar's 'n element van waarheid in, en is maar bloot gebruik as 'n inleiding tot 'n diepere gesprek. Dis nie te sê dat Abraham en dan Quixote dieselfde is nie. Maar as ek Cervantes toe ry, want my TripAdvisor het my gesê ek moet soontoe gaan, dan kom ek daar, en dan as ek inry in die ou dorpetjie, dan is daar hierdie uitbeelding van Don Quixote de la Mancha. So wie is Abraham? Waar kom hy vandaan? Hoe pas hy in die prentjie? Hoe moet ons hom verstaan? Dis hoekom ek die inleiding so gestel het. Ek wil julle laat dink oor Abraham.
Want jy sien, ons dilemma is, ons almal kom met 'n voorverstaan na die Bybel toe. Nou lees ons die Ou Testament en ons besef nie wanneer dit plaasvind, dit punt 1 nie. So die beste wat ons kan vir mekaar sê is, dit is die middelbronstydperk. Toe ek op skool was, kon ek dit glad nie verstaan. As hulle vir ons geskiedenis geleer, dan leer hulle vir ons van die brons en die ystertydperk en al daardie dinge, en dan weet ek nie waar pas die Bybel nie. Toe dink ek by myself dat die Bybel was voor dit. Want die Bybel is ouer as dit alles, want dit was eerste. Toe met die jare moes ek agterkom, maar dit is eintlik nie waar nie. Dis die tyd en plek van die Bybel self. So kom ons maak dit 'n ronde datum. As ons nou praat van die patriarge Abraham, Isak en Jakob, dan praat ons van rondom 2000 voor Christus, give and take. Min of meer 2000 voor Christus, bietjie meer waarskynlik, bietjie minder, dit werk van 2100 tot 1600 voor Christus. As julle vinnig wil 'n datum onthou, Dawid 1000 voor Christus. So Abraham leef ten minste 1000 jaar voor Dawid. Dawid leef 1000 jaar voor Christus. Net om dit in perspektief te stel. Net om vir julle te sê, dis so ver in die vergetelheid, dat ons kan nie dink in terme van 'n westerse samelewing, en hoe ons leef en dink, en hoe hulle geleef en gedink het. So as jy gaan kyk, heel onder suid van Babylon, op 'n manier het God 'n betrokkenheid by Abraham, wat ons nie heeltemal verstaan, eintlik by Tera wat 'n afstammeling is van Sem. Maar teen die tyd dat ons van Tera kennis neem, dan lees ons ook in Josua 24, in daardie einde van daardie Josua boek. En ons lees ook in Jesaja 51, as ek reg onthou, van Tera, wat ander gode aanbid het. Tera, wat op 'n ander manier gedink het oor God. Hulle het nie heeltemal verstaan. Hulle leef later in Haran. Haran is meer bo in die vrugbare halfmaan. Onthou julle die ou Mesopotamië. Dis waar Haran is. Van Haran af, dan vertrek Dawid. So sien julle die prentjie, van onder, suid van Babylon af, op boontoe, deur Irak, Iran, boontoe, eintlik Iran en Irak, dan kom ons uiteindelik by Haran. Van Haran af kom die Here God en hy begeleid dit, hy bestuur dit. Die Bybel is baie keer stories oor dit, dat God het dit so bewerkstellig. Wanneer Stefanus sy laaste toespraak gee, Handelinge 7, dan verwys hy daarna. Dat God sit agter dit alles. So ons moenie begin en net dink, Abraham is hierdie merkwaardige figuur, wat te midde van al hierdie duisternis die lig gesien het, en hy word as ware beloon van die geloof wat hy in die dag lê. So ons maak van van Abraham 'n Here. Ons maak van hom as 'n eksemplaar, 'n voorbeeld. Jy moet soos Abraham wees. Daar's 'n element van waarheid in. Maar dit is asseblief nie die volle waarheid nie. Dit hou glad nie rekening daarmee dat dit God is wat hom alreeds sy familie, die familie Tera, die afstammeling van Sem, gaan haal by Hulle trek na Haran. Daar's 'n vraag of hy 1 keer of 2 keer geroep is. Maar daar gaan Dawid. Hoor nou vir my, Abraham. En hy trek. Maar wat se tipe mens is hy? Wat doen hulle? Hy is iemand wat deel uitmaak van 'n familiegroep. Hy's iemand wat deel uitmaak van wat ons noem in Engels 'n clan en dan 'n tribe. So dis konsentriese sirkels. Hy het die familiegroep, dan het hy die groter familiegroep. Ons kan daarmee identifiseer. Dan is daar nog 'n groter familiegroep, maar dit is baie meer geïntegreer. So as jy losgemaak word van daardie groep waaraan jy behoort, daardie familie waaraan jy behoort, dan verloor jy ook die vermoë om behoorlik te funksioneer binne die samelewing, jou ekonomiese vermoë, jou standvastigheid, jou betrokkenheid by mekaar, die onderbou. Iemand wat geëmigreer het, kan iets daarvan verstaan. Die Here God openbaar homself aan Abraham en hy sê vir hom, trek, jy moet distansie kry, afstand kry, weggaan van, losbreek uit, daardie omstandighede Haran. Haran het hulle die maangode aanbid. Sin was een van die name, Nanna was die ander naam,
man en vrou volgens die nuutste navorsing. Maangode. Ons het nie heeltemal oortuiging en sekerheid dat Abraham daaraan deelgeneem het nie. Dis 'n afleiding dat hy waarskynlik soos al die ander daaraan deelgeneem het, soos sy vader. Later sien ons in die nageslag, want hy met Rachel, wanneer hulle van Laban af weggaan, dan steel sy die huisgoedjies en so meer. Ons kan nie met sekerheid al hierdie goed sê nie, dis te ver terug in die Bybel, is nie helder daaroor nie. Maar wat dit beteken is, te midde van hierdie clan, hierdie familie, te midde van mense wat eintlik nie veel weet van God of wil weet van God nie, en jy kan ook verwys na Genesis 6 vers 5, waar God baie hartseer en jammer was dat hy die mens gemaak het, want daar's net boosheid in hulle harte. Binne daardie konteks kom God na Abraham toe. Abraham beteken, daai naam beteken, die Vader is verhewe. Die Vader is verhewe. Omdat hy vir my sê, maar dit is nie, hy is die Vader van menigte. Abraham, ja. Die oorspronklike naam het te doen met die konsep van die Vader is verhewe. Maar wat gebeur is, God in sy vryheid en in sy genade en in sy versienheid van wat hy wil bereik, sy drome die wêreld, kom hy. En dis wat Stefanus sê, dis wat in Josua geskryf is. Onthou julle die groef waaruit Terah geneem is. Onthou julle waaruit hy gekom het. So die klem lê glad nie daarop dat Abraham hierdie fantastiese besluit geneem het. En tog is daar 'n element van waarheid in. En tog moet ons nie daarby vinnig verbygaan nie. En dit is die volgende moment. God neem die inisiatief. En God is die een wat bewerkstellig. Maar dan kom daar die groot saak van roeping. Roeping. Daardie onweerstaanbaarheid van God se betrokkenheid. Wanneer hy by die mens betrokke raak en trek en roep en aanraak. En voordat ons te ver spring en sê, maar dit beteken dat sekere mense dan nou geroep word en ander nie, en gekies word, want in die streng gereformeerde teologie sal hulle verwys na die verkiesing van Abraham. Hoe jy ook al daarna wil kyk, moet ons vir mekaar sê, dat wanneer God met 'n mens besig is, dan is daar hierdie ontsaglike trekkrag. En daar is hierdie misterieuse dinamiek waarbinne iemand reageer. So Abraham reageer en hy trek, maar daarop roem hy nie self, as sou hy dit alles het nie. Later sal ons sien dat hy ook kleivoete het, dat hy snaakse besluite neem en vreemde dinge doen, maar is tog ongelooflik belangrik, dat hy God op sy woord neem. En dit word vir hom as geregtigheid gereken. Dat hy God vertrou, dis wat geloof beteken, dat hy hom op God verlaat. Dat hy op hom reken, dat God sal laat uitwerk wat hy nie kan voorsien. Hy is 75 jaar oud. En Sarai is so min of meer 10 jaar jonger. En dan trek hy. Nou wanneer hy in die land inkom, by Sichem, dan bou hy 'n altaar. In hierdie verhouding dan offer hy. Dit is die gebruik van die dag. Dis heeltemal 'n ander wêreld as wat ons ken en wat ons van bewus is. Ons praat so maklik van offer en al hierdie tipe goed. Maar ons dink nie in van hoe dit lyk wat gebeur. Maar hy het hierdie diepe besef van die een wat hom geroep het. Later sou God weer aan hom verskyn. Genesis 15. Maar nou bou hy 'n altaar, dan dien hy God by Sichem. En dan trek hy verder, dan gaan hy daar tussen Bethel en Ai. Ek het by myself gedink toe ek voorberei het opnuut. Later, baie later, dan sal die volk by Ai sal dinge verkeerd loop. Ek wonder of hulle sou onthou het van die altaar wat gebou is, van hierdie verhouding wat bevestig is, van dit is God wat 'n verhouding begin met Abraham. En dan gee hy vir Abraham 'n paar beloftes. En hy sê vir hom, voordat ons by die beloftes kom, hy sê, daar's verlies. Jy moet wegtrek van jou land, dis die eerste ding, van jou mense, tweedens, van jou familie, derdens.
Jy moet wegtrek, agterlaat alles wat bekend is, alles wat sekuriteit het. En jy moet gaan. So asseblief, laat ek myself nou net kwalifiseer, moenie daardie teks gebruik wanneer jy graag een of ander skuif wil maak iewers heen, dat jy is soos Abraham wat nou hierdie besluit het, asseblief. Jy kan nie dit so doen. As die Here jou roep om te trek, dan is dit goed, maar jy kan nie dit inspan, soos wat die Bybel dit sê. Dis nie 'n manier hoe mense die Bybel lees nie, maar dit is net 'n sydelingse opmerking. Abraham laat agter sy sekuriteit, sy mense, en hy vertrek. Hy verlaat homself op God. Wanneer hy God dien, dan erken hy, wanneer hy offer, dan erken hy dat dit God is. Maar daar is beloftes. God sê vir hom, hy sal vir hom 'n nasie gee, 'n nageslag, posterity. Daar gaan vir hom 'n groot nageslag wees. Maar wanneer hy kyk na Sarai, aanvanklik, wanneer hy in Egipte kom, dan is sy baie mooi en Farao stel in haar belang. Maar met die tyd saam, word sy the laughing stock, want sy is iemand wat nie kinders het. Nou kom ek dit so uitspel is om julle ook in te lei om die teks behoorlik te lees. As jy dit lees in isolasie, net Genesis 12, dan hou jy nie rekening daarmee nie, en dit is wat die kommentatore ook sê, die teoloë sê dit, jy moet vooraf, wat is die teks vooraf? Toring van Babel. Waaroor gaan dit? In Genesis. Die hele eerste hoeveelheid hoofstukke tot hier waar ons met Abraham te doen kry, is eintlik 'n tragedie. Die Bybel leer vir ons en vertel vir ons van God se goeie bedoelinge en hy het al hierdie wonderlike dinge gedoen, mense gemaak, verhoudings geskep en hulle maak 'n groot gemors van dit alles. En wanneer dit lyk en wanneer God se uitspraak is, hy diep bedroef oor die mens. Wanneer dit lyk asof alles verkeerd loop, opnuut, selfs na Noag, opnuut, begin God voer. So dis die konteks. So jy moet dit sien as 'n daad van God, wat nog steeds die seën van mense in gedagte het. Abraham trek Egipte toe, met sy vrou, the barrenness, soos iemand gesê het, die leegheid, die droogheid van die vrou, is in 'n sekere sin ook te weerspieël in die leegheid en die droogheid van die geskiedenis, van almal se manier van doen. Dis asof die hand van God oor dit rus. Maar nie seënend nie. Maar dan gee God die belofte. En hy sê vir haar, gaan vir jou 'n nageslag gee. Ek staan nou weer eens stil daarby, kom van verskillende hoeke af terug daarby. Want dit gaan daaroor dat Abraham moet vertrou vir 'n nageslag. En julle ken die aartsvader geskiedenis. Wanneer hy 100 is, 99, en Sarai 90 is, dan eers is daar 'n kind. Dan eers word Isak gebore. So die kwessie van dat dit absoluut God is wat dit bewerkstellig. Van alle kante af is daar geen twyfel nie. Daar kan geen gedagte verder wees nie. Hierdie is 'n goddelike ingryping van bo. Maar dan gaan hy 'n stap verder. God sê vir hom, ek sal jou ook Barak seën. Ek sal jou seën, dit het te doen met welvaart. Wanneer Abraham in Egipte kom, wanneer die hele eskapade en debakel met Sarai afloop, dan wat gee die farao vir hom? Onthou julle? Hy kry geweldig baie eiendom, kamele en allerhande ander goed wat hy bykry. So bo op dit wat hy alreeds besit, en hoe die Here hom seën, later sien ons met Jakob, hoe hy geseën word. So in Abraham se geval, dit raak so erg, dat hy en Lot met mekaar moeilikheid het, want die land kan hulle nie dra nie. So God se seëning het hierdie materiële komponent. Daar's geen twyfel. 'n Volk, ek gee vir jou nageslag, 'n volk, ek gaan vir jou seën met 'n plek
en ek gaan vir jou seën met welvaart. Dis wat God vir hom sê. Dat ons daaroor geen illusie sê. Daar is vlakke waarop hy geseën word. Dit alles uit die goedheid van God. Maar wat is God se diepste bedoeling daarmee? Natuurlik ag hy dit sy geregtigheid, en God is geregtig, hy is geregverdig, hy is getrou aan homself, aan sy eie beloftes van die oertyd af, maar hy is daarmee ook, is hy die een wat seën wanneer Abraham gehoorsaam is. So ons moenie by die woord gehoorsaamheid te vinnig verbygaan. Hierdie dinge het te doen met gehoorsaamheid. Absoluut is dit die vraag wat gevra word, in terme waarvan hulle gehoorsaam is. Maar die bedoeling verder is, dat die wêreld, dat die nasies geseën moet word. Dit gaan nie net oor die individu nie. Nou iets daarvan kom na vore, wanneer ons veel later, onthou julle vir Lot, hy kies die vrugbare Jordaanstreek, onthou julle dit. Abraham gee vir hom eerste keuse. He's generous and kind. Hy gee vir hom ruimte. God voorsien vir hom meer as wat hy voorvra. Maar later, wanneer in die omgewing waar Lot gaan bly het, daar Sodom en Gomorra, wat ons vandag na alle waarskynlikheid die oortuiging het, dat dit rondom die dooie see is, wat daardie tyd heeltemal anders gelyk het, as hoe dit vandag lyk. Daar, Sodom en Gomorra, daar in die plek van voorspoed, daar wanneer daar die vreemde en hartseer gebeure afspeel met daardie twee stede, dan is dit Abraham, wat intree vir mense, wat pleit by God. So 'n bietjie van 'n voëlvlug oor dit. So Abraham, jy gaan verander tot seën wees. Maar jy sien, Abraham is vriend van God genoem. Vriend van God. Jy sien in die Nuwe Testament iemand wat aan God gehoorsaam is, Matteus 10. Ons lees ook spesifiek in Johannes 15, vers 14, 15 en 16, gaan lees weer daar die pragtige tekste, van dat die Here Jesus sê vir sy disippels, julle is my vriende, ek wys vir julle, ek praat met julle, maar julle is my vriende, wanneer julle die wil van my Vader doen. So ek is nie jou pel in die sin van, dat ek net 'n goeie gesindheid teenoor jy het, en ons is nou vir altyd maatjies en besties nie. Ons is vriende in die konteks van dat dit God is wat sy wil geopenbaar het en dat julle doen wat die wil van die Vader is. So kom ons gaan terug. Dit is die bedoeling dat die wêreld geseën gaan word. So Abraham is in 'n sekere sin 'n prototipe, is 'n vorm van 'n redder in die Ou Testament. Hy is nie die finale redder nie, maar hy begin al die tekens te toon. So sien ons ook by baie ander. Hulle is vorme van Messiasse. Maar dis eintlik wat gebeur is, en dis wat die Ou Testamentiese sê, met die jare en die dekades en die eeue saam kom die besef, die behoefte, die droom, die begeerte, dat daar 'n ware Messias sal kom. Iemand wat werklik die mens, sy plight, sy absolute nood sal raak sien, die nood wat ons vandag ook oor praat en wat ons besef, dat daar iemand sal wees wat kom, waardeur daar redding sal kom. So ons sien iets van God se teenwoordigheid en die mense reaksie en hoe dit in die praktyk uitloop wanneer Abraham intree veranderde. Maar die bedoeling is dat die hele wêreld moet weet van hoe God is en dat hy die beste belang van die mens op die aarde dra. Nie omdat hulle dit verdien nie, want die teks sê kategories. Hulle is in opstand teen God. So ons leer God ken. It's God talk. As ons preek, praat ons primêr oor hoe God is. Die ander karakters in die verhaal is nie die primêre karakters. Daarom is Abraham nie net 'n eksemplaar van geloof nie. Hy is die een uit wie die gelowiges leef. Hy het God op sy woord geneem. Dis hoe geloof lyk. Deur die roeping wat God op hom het, deur die houvas wat God op hom het. En ons verstaan dit nie volledig nie. Maar genadiglik is dit God
wat dit doen. En dan later dan stuur hy die Seun Jesus Christus. En die bedoeling van die koms van Jesus Christus, sodat die wêreld geseën kan wees. Nie net ek en jy nie. En dit wat ek met julle deel vanoggend, gaan julle vir my kan sê, maar dis ou nuus, ons weet dit. Is dit ou nuus? Of het ons verval in 'n situasie waar ons in hierdie sirkelgang is, van dat ek wil geseën wees? Ek lees wat skryf 'n baie bekende Ou Testamentiese deskundige rondom die uitspraak van die seën. Ek lees wat skryf, of ek luister na Bram van der Beek, ongelooflike teoloog, Nederlandse teoloog, wanneer hy sê, wanneer op Sondag, sy boek Tuis, op Sondag dan gaan ons, en dan word daar die seën uitgespreek. Dan wanneer die dominee die seën uitspreek, dan gaan ons uit onder die versorgende, beskermende, seënende hand van God. Hy sê dit is 'n geweldige moment. Sondag vir Sondag, want is God wat dit hier doen, wat vir julle uitstuur, met sy woord, met sy gees, met sy seën, sodat God wil seën, en dat hy altyd in die gedagte het, dit is so, is geen twyfel. Maar wanneer die Here Jesus kom, en hy sê, dat ons sy vriende is, en dat hy die sentrum is van alles, dan Matteus 10, as ek reg onthou 37, dan gaan dit ook daaroor, dat die mense nie altyd reg reageer nie. Dat hulle hom nie as die volmaakte, as die enigste, as die grootste, as die beste sien nie. Dat hulle eie vaders en moeders en kinders en so meer as meer belangrik aan. Die elke dag se lewe, die alledaagse dinge is baie meer belangrik as Jesus die Christus. Jesus die Verlosser. Hulle kan nie deel hê aan die koninkryk sê, julle is nie werd. Ek meen as daardie teks nie vir jou en my ook tot stilstand bring om opnuut te vra, maar is dit so dat hy sentraal is? Dat hy alles is? Dat dit net oor hom gaan? Hy is die sentrum van my lewe? Is dit nie arrogant wanneer ons hom net probeer gebruik om die seëninge te kry nie? Is dit nie die toppunt van misbruik om iets te wil kry uit dit uit nie? Terwyl hier iemand is, 'n persoon is, Jesus, deur wie die wêreld geseën word. Wat doen hy? Hy kom doen die wil van sy Vader. Hy kyk na die disippels met deernis, met begrip. Hy kyk, hy sien hulle noodraak wanneer hy aan die kruis hang. Dan bid hy vir hulle. Iets daarvan wat ons tog in elementêr sien by Abraham, wanneer hy die nood van mense raak sien. Het ons al gebid vir wat in die wêreld tans aangaan? Raak dit ons hoegenaamd, of het ons subtiel die gedagte, hulle kry waarvoor hulle gesoek het? Hulle kry maar net die moeilikheid wat hulle voor gesoek het. Of is ons in trane oor dit wat besig is om te gebeur? God se wêreld. Ons tree op asof dit ons eie wêreld is. Ons praat asof dit ons eie wêreld is. Maar dit is nie. Dit is God se wêreld met sy drome. Wat is sy droom vir die kerk? Dat die wêreld kan hoor. Wat kan hoor? Dat hy die verlosser is. Gaan en leer hulle. Leer hulle om gehoorsaam te wees, om Christus sentraal te stel. Dit gaan nie net om vir mense te probeer so vinnig as moontlik die borsmasjien kry van om gered te wees nie. Gaan leer hulle om te leef in hierdie verhouding met die Here. Dis hoekom die Bybel dit so baie duidelik stel van om op weg te wees met God. Gaan kyk 'n bietjie na al hierdie stories, verhale in die Ou Testament, van om op weg te wees met God. Die hele lewe is in 'n sekere sin 'n op weg wees met God, waar hy na jou toe kom, jou trek, jou roep, sodat die wêreld kan sien, sodat die wêreld hom kan leer ken. Paulus sê in Efesiërs 1, hy sê, ek bid dat julle iets sal verstaan van hoe groot en hoe wyd en hoe diep die liefde van God in Christus vir julle is. Dis die implikasie. Julle verstaan nie. Dis wat hy vir die kerk hierdie eeue heen sê.
Laat ek afsluit. Wanneer Koenie Burger verwys na Noordman se opmerking oor Cervantes Don Quixote de la Mancha, dan is hy nie soos Abraham in die sin dat dit net 'n ideaal is nie. Dat dit nie net, hy's nie maar net soos daardie figuur, iemand wat getrek het. Vreeslik idealisties en gelukkig het dit vir hom reg uitgewerk nie. Hy het nie net maar die sprong in die donker geneem en genadiglik het dit uitgewerk nie. Hy was geroep. Hy was geroep. En dis wie ek en jy is. Ons is die geroepenis van die Here. Ons is geroep vanuit die duisternis na die lig. Ons is geroep om die evangelie te verkondig. Ons is gestuur om te gaan leef in gehoorsaamheid sodat die wêreld kan sien, sodat die Vader wat in die hemel is verheerlik kan word. Hieraan sal ek weet dat julle my disippels is, dat julle het doen. Hieraan weet ons van die vriende, Johannes 15. Vriende is hulle wat die wil van die Vader doen, as geroepenis. So wanneer ek die seën net nou uitspreek, dan gaan leef ons. Nie gemaklik onder die seënende hand van God in die warmte van die son wat oor ons skyn, Sol Institutia Illustramos, Johan, nie net onder dit nie. Maar ek gaan stap in die warm son om die evangelie te gaan leef in gehoorsaamheid en te gaan verkondig in gehoorsaamheid. Amen.